Ons is nog besig met die saligsprekinge. So, ons is by die 6de ene, Matteus 5, vanaf vers 8. En gelukkig is die wat rein van hart is. So ja, hoekom? Belofte, want hulle sal God sien. So, ek dink is daar die liedjie wat sê, skep in my 'n rein hart, o Here. Dat is die liedjie wat dit sê. Ek sal lewe tot die eer, as ek dit reg kan onthou. So, hoekom is dit belangrik? Want hierdie ding sê, dan wil God sien. So, kom ons kyk, wat sê hy hierso? So, in Matteus 5, 6 en 7, vind ons 'n samevatting van Jesus se lering oor 'n koninkrykslewe. Vir 'n geruime tyd het Johannes die Doper die weg van Jesus voorberei, toe hy uitnodiging tot elke mens gerig het om hulle te bekeer van hul verkeerde weë, omdat die koninkryk van God naby gekom het. En hier in Matteus 5 vind ons Jesus se eerste lering oor die karakter van 'n koninkrykskind. Hy begin die lering in Matteus 5 vers 3, die eerste saligspreking, salig is hy wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En soos julle weet, salig beteken gelukkig, waarlik gelukkig. So die vertrekpunt van 'n koninkryk van 'n gelukkige lewe is arm van gees te wees, wat beteken jy erken jou geestelike bankrotskap voor God. So, julle ken nou al hierdie, ek weet ons herhaal dit nou baie, en dit is met rede so, want hierdie goede is goed wat jy nie moet vergeet nie. Eintlik kan jy dit nie vergeet nie, dit moet deel word van jou lewe, van jou alledaagse lewe. Alright, so jy besef jy is verlore, en dat jy niks het wat jy aan God kan gee vir jou redding nie, maar dat jy slegs gered kan word deur sy genade. Dit vloei oor na 'n toestand van ware berou, waar jy begin ween oor jou verlore toestand. Dan ontstaan daar 'n diep verlange in jou hart om naby God te wees. Jy word bewus van God se nabyheid, en dat hy jou graag wil red en naby jou wees. In sy grootheid en genade begin jy jou kleinheid raak sien, en begin jy jouself te verloon deur jou wil of jou krag aan God se wil vir jou lewe te onderwerp. En daai is die sagmoedigheidsdeel, né? Op hierdie stadium begin jy vir God se wil in jou lewe plek maak, deur alle hoogmoed en trots voor God te laat vaar en hom in gehoorsaamheid te begin volg. Die stedelwoord daar is ook gehoorsaam, absolute gehoorsaam. Want wat sê die Here Jesus? Net wat ek die Vader sien doen, dit doen ek net so. So met ander woorde, ek doen nie die helfte nie, ek doen nie net 'n gedeelte nie, ek doen nie net party goed nie, ek is absoluut gehoorsaam. Hierdie nuwe hoop wat jy deur geloof in God ontvang het. Excuse. Die gesin van my raaf om die tyd. Dit is nou pauze, ken ek. Ja. Hy cupcakes is reguit bring. Hierdie nuwe hoop wat jy deur geloof in God ontvang het, begin 'n begeerte in jou innerlike mens wees om soos God te wees. Met ander woorde, ons praat van 'n strewe na heiligheid, na heiligmaking, né? En in sy geregtigheid sien jy jou ongeregtigheid, wat nou jou nuwe dryfkrag in jou lewe word. So jy begin smag om in die regte stand voor God te kom
en jou lewe te leef volgens God se voorskrifte. Hier word jy gered deur God se genade. So wat belangrik is, God se voorskrifte. Met ander woorde, ons praat van God se geregtigheid, wat sê jy doen God se dinge op God se manier. En ook in sy geregtigheid sien jy jou ongeregtigheid. Dis baie belangrik, want dit is die maatstaf wat elke kind van God moet gebruik. Jy kan jou nie meet teen jou lewensmaat nie, jy kan jou nie meet teen jou ma, jou pa, jou kinders, of teen wie ook al, of teen 'n ouetjie by die skool, want dan sê jy wat, ek het dit gedoen, want ek meen, kyk wat doen Koos, of kyk wat doen Piet, of kyk wat doen daai. Jy kan nooit daai maatstaf volg. Vir jou om 'n maatstaf te hê, moet jy dit teen God se geregtigheid meet. Dis die enigste manier hoe jy jou eie ongeregtigheid kan raak sien, of jou eie tekorte kan raak sien. Want sodra jy dit teen jou vrou of jou kinders meet, of jou man meet, dan sê jy, ag, weet is dit nie so bad nie. Men, kyk hoe lyk hy, kyk hoe lyk sy, kyk hoe lyk die een. Daar is baie slegte mense as ek kan. Nie so bad. Maar dan beteken dit ook, jy gaan niks leer. So, maar sodra jy dit teen God se geregtigheid meet, dan sien jy, ja, okay, ek moet 'n bietjie werk in hierdie area van my lewe. Ek moet 'n bietjie aandag gee hierso. Ek weet, die Here doen nie hierdie dinge so, hy doen nie daai dinge op daai manier. Alright. En nou, dat jy self genade en verlossing ontvang het, is jou geestelike oë geopen, en dit was nou laasweek se lesing, die barmhartigheid, en jy begin die geestelike bankrotskap sien van ander mense wat God nie ken. En omdat jy self genade by God verkry het, begin jy met liefde en genade na hierdie mense uitreik. Jy verleen barmhartigheid, omdat die liefde van God nou ook in jou woon, en jy ander mense wat verlore is, ook na God toe wil lei. So, dit is waar die barmhartigheid inkom. Dit was laasweek se lesing. Met ander woorde, jy gaan nie meer mense veroordeel, want jy weet jy was self daar. Maar jy gaan eerder uitreik in liefde. Alright. En nou kom ons by die 6de saligspreking. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Tydens die voorafgaande proses het jou lewe 'n transformasie ondergaan. Jy was eers verlore, maar nou is jy gered deur God se genade. Voor jou bekering was jou hart ver van God verwyder, maar deur die voorafgaande proses het God opnuut in jou hart kom woon. Die volgende stap in die proses is, word rein van hart. Rein van hart, pure of heart, of holy, wat ook nou heilig beteken. So gedurende die tyd, toe Jesus hierdie boodskap gepreek het, was Israel geweldig onderdruk, deur nie net die Romeine nie, maar ook deur die godsdienstige laste, wat die Fariseërs op die mense gelê het. Hierdie geestelike voorgangers en die wet van Moses nie onderhou vanuit 'n verhouding met God nie, maar vanuit tradisie. En julle sal sien, hy so in hoofletters getik. So, julle moet baie mooi let op daai woordjie tradisie. Want as jy ietsie doen omdat my voorganger het gedoen het, of omdat dit gedoen is, want dit is gesê ons moet dit doen, en dit het naderhand nie meer sy oorsprong, omdat die Here dit doen. Dan moet jy begin wonder, want 'n tradisie is gewoonlik 'n mensgemaakte middel, wat, hoe kan ek sê, soos 'n ingeprinte ding. Dis wat jy doen. Staan op, jy sê dit, en jy doen dat, en jy maak so, want dit maak jou heilig. En ek meen ons het gesien in die leefwyse van die skrifgeleerdes en die Fariseërs. So hulle godsdiens was op verdienste gebaseer, met ander woorde, hoe hulle vir die mense lyk.
en hulle het hulself geregverdig deur hulle werke, terwyl hulle die volk veroordeel het wat nie hierdie standaarde kon bereik nie. So, net so om so te pause hierso. As jy iemand vind wat hierdie mentaliteit, ek veroordeel jou, want jy is nie heilig genoeg. Dink jy, daai persoon, wat dan nou so heilig is, en wat dan nou so rein is, het die saligspreking van genade, of van barmhartigheid, al onder die knie? Kan nie wees? So, hoe kan hy al by 'n rein hart wees, as hy dan die genade onder die knie het? Julle hoor wat ek julle sê. So, as jy iemand sien, wat op 'n plek in sy lewe is, waar hy rein van hart wil wees, sal hy altyd genade onder die knie hê. Want vir jou om te streef na heiligmaking of holiness, soos wat 'n rein hart nou hierso vir ons beskryf, beteken dit, jy moes al deur die proses gekom het, waar jy genade geleer het, om te ontvang en te gee. Dis met. So daarom kan die skrifgeleerdes hulle self nie gekwalifiseer het nie, want hulle was nou in hulle oor rein, maar hulle was vol veroordeel. So daar was geen genade by hulle teenwoordig. Kom ons kyk, Lukas 18, 11 tot 13. Dis nou die tollenaar en die fariseer. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is. En kyk nou weer eens wat ek vir julle gesê het, wees sy standaard. Rowers, onregverdiges, egbreekers, of ook soos hierdie tollenaar. Sommige jou hier langs my laat, en sommer hoor hoe heilig is. En hoor nou die werke, ek vas 2 keer in die week, ek gee 10des van alles wat ek verkry. So, Here, dankie dat ek eintlik goed is en nie soos hierdie slegte mense is. En ek is goed, want kyk wat doen ek. Ek doen dit en dit en dit. En hoor nou hierso die tollenaars gebed. En die tollenaar het ver weggestaan. So wat sê dit vir jou? I don't even feel worthy. Ek voel nie eers geregverdig. Ek voel ek is verlore. Het ver weggestaan en hoor, kyk dit, hy wou nie eers sy oë na die hemel ophef nie. Wat is eers 'n saligspreking? Arm van gees, bankrotskap. Iemand wat in so 'n posisie is, kan so 'n persoon jou nie ook kyk. So hier vind ons eintlik arm van gees in hierdie tollenaar. Want hy kon nie eers sy oë ophef nie. En al wat hy doen is, hy het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. So, gee my genade. Gee my barmhartigheid. So dan vra hy daar, dit staan nou nie in die boekie nie, maar dan vra hy, watter een van die 2 was regverdig? Of het regverdig in sy huis gegaan? Die selfregverdigende tollenaar, ag, 'n fariseer, nie die tollenaar, of die tollenaar wat eintlik besef hy is arm van gees. Besef is al. Definitief die tollenaar. Want hy het op 'n punt gekom waar hy na God toe uitroep en hy het niks om te bied. Die fariseer sê, ek het 'n lys van goed, ek is 'n kwaai. So ja. In hierdie skrif is daar 2 gesindhede. Die fariseer met hoogmoed en selfregverdiging, die tollenaar met nederigheid en selfverloning. So luister mooi, God ken elkeen se hart. Hierdie fariseer
meet met sy regverdigheid ten opsigte van 'n persoon wat sy mindere is. En hy vergelyk sy geestelike standaard met die standaard van 'n ander mens en boonop met iemand wat hy weet nie so goed voor die mense vertoon soos hy nie. En julle kan nie glo hoe belangrik is hierdie ding nie. Want mense doen dit vandag nog. Dis nie net fariseërs wat dit doen. Mense weet hulle altyd teen iemand wat hulle weet hulle kan wen. Of verkleineer altyd mense sodat hulle altyd beter kan lyk. Dit gebeur vandag nog. En in die skool word jy amper meer nog met dit gekonfronteer. Want kyk, daar is 'n kompetisie heeldag. En sodra iemand vir jou 'n bedreiging word, dan moet jy hom bietjie afbring onder toe. So en julle sal sien, die laagste ou in die skool gaan nou nooit homself vergelyk met die hoofseun of die coolste ou. Want dit is mos nou nie, hy weet mos nog verloor. Maar die tollenaar is die hoofseun wat altyd vergelyk met die laagste ou. Want hy is te bang as hy hom vergelyk met iemand anderste, wat dalk in dieselfde league is as hy, kan hy dalk nie so goed lyk. So hy moet amper versekerd wees hy wen. Ek praat nou van 'n skoolopset, maar dit gebeur in die groot menswêreld ook. Alright, hoor bietjie as mense van ander vra, die sal dadelik agterkom as dit jaloesie is. Kan jy nou glo wat het sy nou weer gedoen? Lekker. Ja, hy is dit en dit. Wow. So. En dit was juist hierdie gesindheid wat die volk totaal onwaardig laat voel het en dat hulle met skuldgevoelens en angs belaai is. Maar in Matteus 5 vers 8 vind ons die standaard wat Jesus stel vir 'n koninkrykslewe is. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So hiermee sê hy dat die vereiste om God te kan sien 'n rein hart is. So hy bevestig hierdie vereiste in Matteus 5 vers 48. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Ons standaard om in God se koninkryk te leef mag nooit gemeet word aan ander mense nie, maar aan God self. As Jesus sê ons moet rein van hart moet wees, sê hy dat ons heilig moet wees. So dit bevestig net die kruks van die saak. Jou maatstaf is God self. Die voorbeeld wat die Here Jesus vir ons nagelaat. Dis ons maatstaf. So, in 1 Petrus 1 vers 15 en 16, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Jesus het ons nie van ons ou lewenswandel gered en ons toe gelos om in daai selfde ou lewenswandel te bly nie. Hierdie is nogal baie belangrik. Jy kan nie gered wees en dan bly jy in die ou patroon waarin jy was voor jou redding. Hy red ons met die uitsluitlike doel om ons te verander, sodat ons soos hy kan word. Dis God se wil dat al sy kinders sy karakter deelagtig sal word. Right. So, toe hy Adam gemaak het, toe sê hy het hom gemaak in wie se beeld? In sy beeld. So, voor die sondeval,
as Adam die beeld van God verteenwoordig, moet ons, na die prys betaal is, nadat ons die stand wat Adam vir die sonde van gehad het, weer deuragtig kan word, dan moet jy lyk, moet jou beeld lyk. Soos God, soos die voorbeeld, soos hy vir ons gewys het, hoe die tweede Adam gelyk het. Want hy sê, omdat die eerste Adam gesondig het, en daarom moes die tweede Adam kom. Die tweede Adam was Jesus. So hy is die voorbeeld. Hy is die volmaakte voorbeeld van die beeld van God. So as jy wil meet, is dit waarteen ons gaan meet. Alright, Paulus bevestig dit. Romeine 8:29. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. So hier bevestig die skrif eintlik net wat ek het gesê. Alright. En die beeld van sy seun is ook die beeld van die tweede Adam, is die beeld van Jesus. So God spreek die toestand van die hart met hierdie saligspreking aan, omdat die hart die plek is waar God sy woning maak. Die hart van die mens sê wie en wat 'n persoon is en word die plek waar God regeer. In 1 Korintiërs 3:16 sê Paulus, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie. En as ons harte die plek is waar God kom woon, dan moet ons harte rein en heilig wees. Die hart spreek van die innerlike mens. Dit is die geestelike toestand van die mens se hart wat ons onderskeie maak van mekaar, omdat die hart die plek is waar ons waardes, liefde, begeertes en drome bewaar word. Die Fariseërs het God met rituele en tradisies gedien, maar hulle harte was ver van God af. In Spreuke 23 vers 7, baie, jy sien volgende, maar alright, want soos hy in sy siel, met ander woorde in sy hart, dis wat die King James sê, bereken, so is hy. En ek wil amper vir jou sê, as iemand wil toets, voordat jy in enige argument betrokke is, word, na die persoon net praat. Want na 'n kort gesprek, gaan dit wat by sy mond uitkom, vir jou sê, lyk sy hart, of wat gaan aan in sy hart. Alright, in Spreuke 4:23, hierso is dit, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hoekom? Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Dit is 'n baie kwaai spreek daar. Nou kom ons werk ek net so 'n bietjie in vandag. Wat is alles? Goed en sleg. Enige ding. Alles beteken enige ding. Enige ding. So, bewaar jou hart meer as met jou huis bewaar. Met al jou alarms en bewaar jou hart meer as wat jy jou jewelry bewaar of jou selfoon, wat ook al. Bewaar jou hart meer as dit. Hoekom? Want daaruit is die lewe. Daaruit is die oorsprong. Daaruit is die begin van die lewe. So as 'n mens dit so 'n bietjie lees, dan besef jy, as ons kwaad word, dan sê ons hart vat en hom onder die wiel ingooi. Ons moet oplet wat in hierdie hart aangaan. Ons moet dit bewaar. Ons moet kyk, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. So jy moet pas op, dis vir my sê, bewaar daai hart.
Want as hy oorloop van die verkeerde goed, gaan dit hier uitkom. Ons harte bepaal dus wie of wat ons is. Wil jy nog uitkom? Ek sal lang lees. Wil jy dit maak? Alright. So, ons harte bepaal wie of wat ons is, daarom sê Jesus, gelukkig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Die woorde God sien in Grieks beteken nie sien soos met die oë nie, maar dit dui op die gewaarwording van God se teenwoordigheid. Die mate waartoe ons heilig lewe, sal dus die mate bepaal waartoe ons God se teenwoordigheid in ons harte of ons lewe sal ervaar. En ek meen, dit maak toch net sin. Want as God in jou hart woon, en jou hart is vuil, gaan hy regtig daarop bly. Hoe skoner jou hart is, hoe meer gaan jy hom sien en sy teenwoordigheid ervaar. Hoe meer gaan jy sensitief wees vir die Heilige Gees, want jou hart is skoon, dit is rein, die kanaal is oop, daar is nie blokkasies. As ons harte rein is, sal ons God nie net duideliker sien of ervaar nie, maar sal ons begin sien soos wat hy sien. In Deuteronomium 30:6 praat God van 'n hart wat besny is. En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Besnydenis van die liggaam handel oor die wegsny van alle oortollige vlees, en dit was die teken van elke Israeliet dat hy aan God behoort. Net so soek God 'n hart wat besny is. Alle oortollige vleeslikheid in ons lewe moet weggesny wees, wat beteken dat ons heilig is. Daarom roep Dawid in Psalm 51, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees. Handelinge 13:22 getuig God aangaande Dawid, en nadat hy, dis God, hom, dit is Saul, afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaï, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehaag sal doen, met ander woorde God se wil gaan doen. Hieruit sien ons dat God in ons harte belangstel, omdat die mens wie se hart op God gerig is, aan God gehoorsaam sal wees. En dit is nogal kwaai as jy dit uit daai oogpunt uit verstaan, wat bedoel hy met 'n rein hart. Hoekom sê God, Dawid was 'n man na my hart? Want wat het Dawid gedoen? Was hy die perfekte man sonder sonde? Ons weet, hy het 'n paar probleempjies aangevang. Maar, wat het hy gedoen? Hy het gebely, hy het gesorg dat sy hart vir God rein is. Hy het gaan uitsorteer, want dis hoekom hy 'n man na God se hart is. Want hy het nie daai vuilheid in sy hart gelos dat dit vir God. Hy het gaan bely, het vir die Here gesê, maak my hart rein, maak die kanaal oop, wil jy sien dat jy die teenwoordigheid ervaar. Right. Right. 'n Mens wie se hart onbesny is 'n mens in wie daar nog vleeslikheid is, wat nie bereid is om alles op te offer nie, en dan kan hulle God nie behaag nie. Jeremia 17 vers 9, bedrieglik is die hart bo alle dinge, verdorwe is dit, wie kan dit ken? In almal van ons harte
is daar 'n klomp bedrog. Dit is soos blinde kolle, blind spots, wat ons dikwels ontken of ignoreer. Met ander woorde, areas van swakheid, areas van misleiding wat ons self dikwels nie kan sien of nie wil sien. En dit is hierdie swakhede, of hierdie sondes, of begeertes, of misleiding, wat ons optrede beïnvloed. Let op, dis nie net sonde alleen wat ons harte kan besoedel nie. Dis ook wonde van seerkry en ontnugtering wat ons dikwels van God weerhou. Spreuke 15 vers 13 sê, 'n vrolike hart maak die aangesig bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. So, jou toestand, hoe jy optree, gaan bepaal hoe dit lyk in jou hart. Ek neem aan Tannie se hart versjak, Tannie inkom en Tannie amper deur die dak gegaan. Tannie, net Net. Wie sê ek nou weer, ek nou bedaar? Ja, ek het sê, ek het opgepas soos David gaan bedui. Nou ja. My hart weer in reggemaak en gepraat en uitgesorteer, so. Dat ek dan weer blydskap kan wees, want dit is so. Daai neerslagtigheid is waar. Daai, as jy hart, dan is jy neerslagtig en dit affekteer jou. Dit is so. Jy nog reg, Mr. Herman? So effe, Verstaan jy? verstaan, Moet ons oorbegin. asseblief. Jy moet verstaan. Is jou hart reg? Ja, next time. Is jy opgewonde? Ek weet sy maak jou opgewonde, maar jy moet jou ook nog opgewonde. Die meeste. Ek doen dus, ek weet nog net nie wat neerslagtigheid, wat beteken dit. Neerslagtigheid. Wie nie? Hier wag 'n bietjie. As daai groot beer nou allerhande werk vir jou gee en jy moet val in jou skoene en jou skouers hang, dis neerslagtigheid. Wonderlikheid. Okay, moedeloosheid. Moedeloosheid, ongelukkigheid, alles daai. So jy verstaan dit so net en jy beleef dit. Ja, so 5 keer 'n dag. Nou ja. Nou hoor, kom ons wees nou weer. Maar by verdriet is die hart neerslagtig. So dit affekteer jou hart. En jou gees. Is Kan ek jy reg? hart is Ja, Ek weet ek's reg want ek het dit gesien. So die Here praat met Herman, dis goed dat jy dit nou gevra het. Maar dis iets om na te kyk. dis amper soos jy's neergeslaan. 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 Plat geslaan. Dis presies wat dit is. Ja. So 'n mens moet waak daarin. Want onthou net, waaroor gaan hierdie lesings? Salig. Gelukkig sal jy wees. Nou as jou hart neerslagtig is en jou skouers hang, dis nie gelukkig. nog my tikkie. Dit kan hom, harder, so met die elmboog, dis wat jy rou is. Met ons vrou, hoekom jy aan dit? So nee, dit geld vir ons almal. Ja. Elkeen van ons almal was al bietjie neerslagtig. Ons almal se skouertjies het al gehang as die lewe jou al so 'n paar klappe gee. Maar ons moet verstaan vandag. Ons geluk kan ons nie daaraan koppel. Want anders dan gaan ons nooit ware geluk kan ervaar. Ongeneesde wonde en 'n seer hart sal ons gedrag en ons emosies affekteer. Dis hoekom 'n mens dikwels ongewone gedragspatrone het in 'n gegewe situasie. So baie keer, ek wil amper sê, die Engelse praat van my last nerve, my laaste senuwee. So daai ongeneesde wond, dan kom iemand nou maar net, as dit nie eens ernstig nie, maar hulle trap net op daai ou senuwee. En dan is dit chaos. So dit is die effek van 'n ongeneesde wond. Dis daai ou sensitiewe area hier. En as jy getrigger
getrigger word, kyk, as dit net spaaks. So let op, maak 'n nota, en as jy so enetjie het, dan is dit die area waar jy gaan begin werk. Want jy wil 'n rein hart hê. Jy wil daai ding uitsorteer. 'n Geestelike gewonde mens is geneig om op te tree na aanleiding van die ou pyn wat steeds diep in sy hart leef. Hierdie pyn wat die effek is van 'n ander mens se sonde, gee aanleiding tot sonde in jou eie lewe. Net vir goeie so stilstaan is. Hierdie is baie belangrik. En hier moet ons baie mooi oplet. Want hierdie sê nie, jy wat, sorteer jouself uit met 'n probleem in jou lewe. Hierdie sê iemand anders om jou te na. Maar die feit dat hulle jou te nakom, maak dat jy sonde doen, omdat jy nog nie genesing ervaar het in haar. So, nou sondig jy as gevolg van hulle sonde. Hoekom? Omdat dit, soos ek nou gesê, daai laaste nerve, as dit getrigger word, tree jy op, soos die ou mens voor jou bekering. Dit is baie belangrik hier. Want as dit die geval is, dan moet jy vandag baie mooi besef, dit is 'n area waar jy ernstig moet begin werk. Want dit beteken, daai area het 'n seer plek. Daar's iets wat dit trigger, en dan kom jy ou mense. Dan voel jy soos 'n matroos, of nie eers hoe kom nie, maar ek meen jy dan net Sondag in die kerk, allerhande goeie gesing. Waar kom dit vandaan? Want as jy nou eerlik met jouself wees, dan jy wil dit nie wees nie. Jy wil nie so optree nie. Maar dis omdat iets het getrigger, iets het gebeur, en voordat jy kon kry, reageer. Die Here sê, die wat, reinig. Kry daai ding, maak hom skoon. Kom met daai probleem voor my, kom ons sorteer dit. Kom ons maak daai hart skoon, want daai ding maak dat jou hart vuil word, maak dat jou hart seer word, maak dat jy verkeerd optree. Ek wil amper sê, as jy die tweede deel vat, dit maak dat jy God nie sien. Dit maak dat jy sy teenwoordigheid nie ervaar. Want daai ding is 'n blokkasie wat net so hier van die kant af inkyk. Matteus 12:33 en 35 sê Jesus, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van jou hart praat die mond. Dit is nou vir julle gesê. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn. En die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. So ons woorde word bepaal deur die toestand van ons hart. Ons kan dalk mense bedrieg, maar ons sal God nooit kan bedrieg. So gaan kyk, veral wanneer daar 'n aanval op jou hart is. Hoe tree jy op? Want dit gaan jou antwoord bepaal. Dit bring ons by 'n vraag. Wat is die vrug? Met ander woorde, ons praat van die vrug, met ander woorde gesindhede of gedragspatrone van 'n gewonde hart. 'n Innerlike gevoel van waardeloosheid wat homself openbaar in angsgevoelens, ontoereikendheid, minderwaardigheid. As jy daai gevoelens in jou hart ervaar, dan moet jy verstaan, daar's 'n diep innerlike gevoel van waardeloosheid waarmee jy moet deel. En dit is een van die eerste goeders wat gebeur het na die sondeval. Die vyand het gekom
en jou liefde, posisie en jou waarde weggevat met sonde. So wanneer jy dalk verkeerd opgetree en jy ervaar hierdie gevoel, dan moet jy weet, dis omdat hy gekom het en met wat ook al gebeur het in jou lewe, wil hy vir jou lief en dan wil hy hê jy moet voel, jy word nie geliefd nie, of jy is minderwaardig of enige van daai goeders. So dit is een van die goeders wat hy gebruik. So as jy nie met dit gedeel het nie, hierdie wonde is so diep dat dit jou selfbeeld erg skade kan aandoen. Mense met hierdie simptome sukkel gewoonlik om te aanvaar dat God hulle liefhet, net soos hulle is. Hulle het vrees vir seer kry en hulle vrees vir seer kry vergesel hulle oral waar hulle gaan. So ook die wonde wat jou selfbeeld aantas en ook I'm not worthy. So, Here kan my nie genade gee nie, want ek is te sleg. Ek kan nie vergewe word nie, want jy weet, daar is nie vergifnis vir my. Al daai leuns is gewoonlik wat die vyand gebruik om 'n hart so te wond as jy daai gevoelens ervaar. So dit is 'n diep gewortelde gevoel wat hierdie waardeloosheid in jou koppel. Jy weet, wat is my lewe nou? Kom is dit hier? Dit beteken niks vir niemand. Dis 'n leuen. En as jy daai wond ervaar, moet jy dit aanspreek, want dit kom nie van die Here af. En jy moet daai ding uithaal sodat daai hart kan gesond word. Alright. Perfeksionisme. Ai. Onsekerheid, jaloesie, aanstoot. Hierdie gevoelens gaan gepaard met 'n slegte humeur en woede aanvalle. Hulle beleef dit omdat hulle die hele tyd gekritiseer is en met iemand anders vergelyk is. Hulle probeer die standaard van ander mense bereik en het nie ruimte vir foute nie. Hierdie is nogal 'n algemene enetjie. Perfeksionisme, onsekerheid, jaloesie, aanstoot. Eie ek. Niemand kan dit doen soos ek. Ek alleen kan hierdie goed doen. Alright. Depressie of seksuele probleme. By hierdie groep mense kom gedragspatrone van perverse gedagtes, vrees vir intimiteit en verdraaide siening met betrekking tot seksualiteit. Dis gewoonlik mense wat deur ander mense misbruik is en groot geword het in huise waar die geslagsrolle versteurd was. So hierdie is ook 'n algemene ding in vandag se tyd. Ek meen dis hoekom ons al hierdie mense kry wat nie weet wie hulle nie. Hulle weet nie hulle man of 'n vrou nie. Hierdie weird ABC families, LGBT wat al daai besigheid val in hierdie kategorie. En gaan kyk na daai mense. Hulle het gewoonlik erge depressie. Want ek meen, daar's geen identiteit. En ek meen, as jy weet wie is jou identiteit in Christus, dan wonder jy nie oor hierdie goed. Die ander goeders is mense wat verslaaf is aan pornografie en sulke goeders. Dus dieselfde besigheid, dit val op onder hierdie kategorie. So, dis as daai goeders jou lewe beheer, dan sit dit in jou hart. Dis baie gevaarlike goeders en daai goeders moet uitgetrek word. Daai harte moet skoongemaak word. Jy kan nie langer in daai goed bly nie. Ander ding, vrees vir verslawing. Daar is allerhande goed, dwelm, drank, seks, misdaad, eet, verwerping,
enige tipe verslawing wat jou vasgryp. So met ander woorde, dis die ding waar jy gaan, want daai ding gee jou purpose, daai ding gee jou vrede. So in plaas daarvan om na die Here toe te gaan, gryp jy na iets. So daar's iets wat jy vashou, want jy dink dit gaan jou vrede gee. Dit gaan vir jou geluk gee. Maar dit kan nie. En dan gryp daai verslawing jou vas. So dis meestal mense wat seer gekry het deur 'n ander wat hierdie gedragspatrone gehad het. So met ander woorde is gewoonlik 'n wonde van mense van buite af. So met ander woorde, hoekom sê ek so? Dit is 'n coping mechanism. Omdat jy heeltyd daai pile vat wat mense jou skiet, nou gryp jy na hierdie ding toe om te kou. So hierdie ding is soothing, ek weet nie wat is die ander woord. Streel. Ja, presies. So, ja. Comfort, ja. Comfort. So dan gryp jy na hierdie comforter. En wie is ons comforter? Die Heilige Gees. Gees van God. Dis jou comforter. So as jy is veronderstel om na God se Gees, met ander woorde teenwoordigheid, die heerskappy van God te gryp. Maar omdat jy die wond het, gryp jy na hierdie bekende ding. Alright. Dus ek nou is nogal kwys, as sien baie mense, as hulle kwaad is, wat nou daai, in die eerste plek waar dan loop is yskas. Is nie honger nie, niks nie, hulle loop yskas. Die comfort, soothing is daar. Van mense gaan nou nie drank af nie, wat? Verslaan is 'n gereed in die brand. Nee, daai goeders. So, hierdie goeders sal ons moet uitkry. As jy bewus is van enige van daai goeders, dan moet jy dit aanspreek. Haal daai comforters uit, want jou comforter moet die Here wees. Dit moet die Gees van God wees, sy teenwoordigheid binne in jou. So wanneer hierdie wonde in ons harte bestaan, kan ons God nie ten volle verheerlik nie, want hoekom? Daar's 'n blokkasie. Diep gewortelde wonde weerstaan die nuwe lewe wat Christus ons gegee het. God wil almal van ons 'n rein hart gee. Hy wil hê ons moet hom sien en beleef. Daarom is hy hier om jou nie net van jou eie sonde te verlos nie, maar hy wil ook jou gewonde hart genees. Die wonde wat deur ander se sonde in jou lewe veroorsaak is. In Jesaja 53:5 sê God, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dan die vraag wat jy nou vra, hoe ontvang ons hierdie genesing? Hoe kry ek hierdie goed uit my lewe uit? Jy bring jou innerlike seer of jou pyn aan die lig. So jy hou op om dit in die donker weg te steek, jy hou op om dit te vertroetel. Jy erken teenoor jouself en vir God dat jy gewond is. En as dit van toepassing is, erken dit ook teenoor iemand anders. Met ander woorde, as daar iemand anders is wat deel is van hierdie probleem gaan maak reg, of wat dit veroorsaak het. Ek wil amper sê, veral as jy nie die skuldige party is nie, want dit is baie keer die geval, waar mense snaakse gedragspatrone het, maar dit is omdat iemand anders dit teenoor jou gesondig het. Jy was die victim. Maar nou doen jy dalk iets verkeerd. Dan gaan jy na daai persoon toe. Nie met lang gesprekkies en alles nie. Jy bely wat jy wil bely, of jy sê, weet wat, ek vergewe jou. Daai woordjie is so kragtig. Dit het baie meer te doen met jou hart as met daai persoon se hart.
So, met ander woorde, hanteer jou verlede. Bring dit aan die gelig. Bring dit in die lig. God sal jou nie verlos as jy jou toestand ontken nie. En dit help op nie. Jy is skaam vir die Here dat jy dit nie vir hom wil bely nie. Ek sê nie gaan plaas dit op Facebook nie, maar gaan na die Here toe. Hy ken jy nou van jou hele hart. So ek weet nie wat probeer ons vol weg te steek. Met ander woorde, volgende ding. Vergewe elkeen wat hierdie wonde in jou lewe veroorsaak het. Is dit jou ouers, is dit jou huweliksmaat, is dit familie, onderwyser, werkgewer, kollegas, wie ook al wat persoon is. Was dit 'n maat by die skool? Is dit 'n onderwyser wat vir jou gesê het, jy is 'n dom aap, jy sal dit nooit maak, en dan sit daai ding nou in jou lewe. Spreek hom vry, want vergifnis is die sleutel tot volkome vrymaking. En dan wat doen jy nou? Nou bid jy oor elkeen van hierdie wonde of seerplekke en vra vir God om jou gesond te maak. So dan vra jy vir julle, Here, hoe bid ons? Ons het nou net daai vers. U sê, deur u wonde het daar vir my genesing gekom. So Here, genees nou hierdie wond. Genees hierdie pyn in my hart wat deur Koos veroorsaak is. En dan vergewe ek vir Koos. En ek vra Here dat u hom ook sal vergewe, dat hy u sal leer ken. Here, maak my hart rein. Want hierdie saligspreking sê ek dat rein hart hê. Maar jy sit hierdie blokkasie. En ek wil dit skoon hê. Ek wil dit uit my lewe uit hê. Ek wil nie kan sien in die volheid. Ek wil nie kan sien in die teenwoordigheid in my lewe. Ek wil nie ervaar. Dis hoe jy bid. Alright. So ware berou is belangrik. Ek meen, dit ken julle nou al. En dan wat dan? Begin God dank vir sy genade en begin verstaan. En hierso moet jy nie die lewe glo wat sê, wie wat is te erg. Wat jy op jouself daar, dit kan nie vir jou werk. Jy kan dit nie glo. So jy begin die Here te dank vir sy deurbraak, vir sy genesing, vir sy heling, vir jou vryheid. Want wat gebeur? Al die melaatses hardloop weg want hulle is gesond. Maar toe die een sien hy is gesond, toe draai hy om en hy gaan terug. En wat sê die Here vir daai een? Weet wat, jy is vergewe. Het in jou meer gebaat as die ander 9 wat gehardloop het. Hulle is net gesond, maar binne was hulle nie gesond. Maar waar hy een teruggekom en sê Here dankie. Dankie vir dit. Romeine 8:28. En ons weet dat vir julle wat God lief het, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Gaan iemand vir ons Hebreërs 12:6-11 lees. Volgende keer dat allemaal hulle Bybels gekoop het. Ek sien dat word verberg, ek sal plan. Hebreërs 12:6-11. Want die Here tugtig hom wat hy lief het, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns. Want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Verder, ons het ons Vader na die vlees as kastyders gehad, en ons het vir hulle ontzag gehad, maar ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees
Nee, moet ons nie veel meer aan die Vader van die Geeste onderworpe wees en lewe nie, want hulle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getuigtig, maar hy tot ons bes wil, sodat ons se heiligheid kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging, of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid. Later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is. Right. Dis 'n kwaai gedeelte daai. En ek meen ons kan dit toepas in elke ongeluk wat ons lewe getref het. En almal wat nou laasweek deur chaos gegaan het. Ek wil ook sê dit antwoord eintlik aan die vraag wat ek gevra het in die begin. Want wat doen dit as daar tugtiging plaasvind of goed loop nie lekker? Dit bring jou eintlik in konfrontasie met jou eie hart. Want dadelik vra jy soos Here, hoekom? Waarom? Hoekom nie dit nie? Hoekom nou alweer dit? Hoekom het Koos nou alweer dit gedoen? Hoekom het daai ou dit gedoen? Of hoekom pik hierdie een alweer op my? Of wat ook al jou situasie is. So, dit voel vir jou daai oomblik baie sleg. Maar dit is die manier hoe dit eintlik die prayer op jou kom wat jou hart laat toets. Want as daar nooit 'n toets is, dan gaan jy nooit weet wat fout met jou hart is. Ek meen, wie van julle gaan dokter toe as jy niks bekeer? Gaan jy so 'n bietjie môre dokter toe gaan? Nou, hoekom nie? Al gaan dokter toe, hoekom nie maar môre dokter toe? Ek weet nie waarom. Mediese fonds is uitgebreid. En dat is goed. Want jy bekeer niks. Ja. Jy gaan nie dokter toe gaan as jy niks bekeer nie. Dis so 'n skoolwol is. Ja, maar dan moet ons daar ondersoek. Maar jy hoor wat ek sê, dit is die punt. Maar sodra daar 'n probleem is, dan kom ons sê jy hoes of jy verkoue, dan is dit soos, ja, okay, hier is iets fout. Ons moet nie kyk aan. Dis wat hierdie vers vir ons sê. Partykeer gebeur daar goed in ons lewe. En dan moet ons in plaas daarvan om ons skouers te laat hang soos daai stuk in Spreuke. Wat sy woord wat jy gevra het? Neerslag. Neerslag. Daar's hy, jy moet daai woord onthou, ek moet hom ook onthou. Neerslagtigheid. Voordat jy neerslagtig word. Miskien jy sê, okay, Here, wat nou? Wat is die probleem? Miskien moet ons bietjie na die dokter toe gaan. Die dokter praat ek van die geneesheer waarvan ons gepraat het. Die een wat gesê deur my mond het daar genesing gekom. Maar daai dokter sê okay, hier ervaar ek 'n bietjie pyn. Jy sien ietsie lekker. Wat is die medikasie wat ek hier moet gebruik? Want ek weet dis duidelik iets fout. Ja, dit is seer. Ja, maar dit is dieselfde ding wat by my opgekom het die dag daarna is hoekom het er opgetree soos ek opgetree het, of hoekom was dit nodig geweest dat ek so was opgetree? Dit het presies dit het by my opgekom, was dit nodig vir my geweest om so te gevoel het soos ek gevoel het. En, ja. So daar was die antwoord. So wat gebeur nou? Okay, Here, ek het so gevoel, ek het so opgetree. Want dit is getrigger by my. Ja. Is dit 'n nuwe ding? Of is dit 'n ding uit my verlede uit? En my optrede het gemaak dat ek dalk of uitbarsting het, of gegryp het na verslawing, of iets gedoen het. My optrede het my hierdie rigting gevat na hierdie insident. Okay, maar ek wil 'n rein hart hê. Ek wil hierdie ding, ek wil hê jy moet die ding genees. Help my daai. En dit is hoe ons weet as daar iets is wat ons moet aanspreek.
Want anders is dit soos my voorbeeld, hoekom gaan jy dokter toe gaan as jy niks bekeer nie? So as jy geestelik nooit niks bekeer nie, dan hoekom gaan jy ooit die Here raadpleeg, vir wat? So baie keer word daai beproewing of daai area in ons lewe, daai pyn in jou hart gaan getoets word. Want dis hoe jy gaan agterkom. Iets is nie lekker nie. Ek weet nog nie als nie, lyk my ek moet ietsie leer. Het jy hom? Hierdie is baie belangrik. Baie belangrik. 3 mental notes. En 'n reminder op jou foon. En ChatGPT moet jou herinner so nou en dan as daar goed nie lekker gaan nie. Ek weet nie, praat dit nou reg. Ek ken nou nie beeste. Ja, ek is die dag van 'n nuwe een gehoor. Okay. Nuwe een, ons gaan maar later met hom praat. Punt nommer 4. Laat vaar jou verkeerde gedragspatroon. So, nie ek is so gemaak en so gelaat staan. Nie daai woorde oor jou lippe bring. Want dit is 'n selfregverdigende spreek om te sê ek regverdig my gedragspatroon. Ek gaan nie verander nie. Laat vaar die verkeerde gedrag. Ek meen as jy dit nou net geïdentifiseer het by punt 3, dan sou kyk, dit werk nie. En die Here het maar dink, maar kom ons doen dit net nie weer. Let die kind. Nee, jy weet. Was dit nou in my ou dae, dan het jy my nou gesien. Nee. Weet die, ou dae is verby. Jy is 'n nuwe mens. Jy moet nou nie reageer. So, vra God vir oorwinningskrag. Waak teen versoekings. Baie belangrik. Leer om daai ding te sien aankom. Moenie dat dieselfde ding jou vang elke keer. Want ek meen jy moet bietjie begin dink. Ja, weet. Dis al die 5de week dat my skouers hang. Hoekom? Jy moet hom nou al sien kom. Want as dit nou oor en oor gebeur. Jy is nog nie getroud nie, maar jy weet as jou vrou nou daar aankom en sy daai kyk, dan trek jy nie jou bokshandskoene aan nie. Steek jy nou maar weg as jy liefie. Ek kan sien. Kom ons praat. Dis wat ek sê. Sien hom aankom. Ek weet nie hoe kyk die vrouens, ek kan nie praat. So, maar voordat jy ons 'n lesing gee, ons weet jy beleef dieselfde. Vermy omstandighede wat hierdie seer wil oopkrap. So as jy in hierdie genesingsproses is, moenie jou kop in die bokskruit druk nie. Hy gaan vir jou raak piets. So vermy dit totdat jy dit onder beheer het, onder die knie. So don't be a sucker for punishment. Alright. Belangrike een. Dink 2 keer en praat en doen 1 keer. Ek meen in hierdie punt 4 is dit, wil ek vir jou sê, identifiseer nou die ding. En voordat jy reageer, dis gewoonlik moeilik vir mense wat vanaf van geaardheid is. Dis gewoonlik 'n challenge vir daai tipe mense, vra my. So mense wat bietjie kalmer is, hulle so kyk, sien hom, ons verstaan. Maar iemand wat baie keer vra sonder om te dink, ja, dis jou area hier. So, let op. Nommer 5. Aanvaar dat God jou liefhet en jou sonde vergewe het. Dis die een sinnetjie 1 op nommer 5. Maar hy dra meer krag as al 4 hierdie vorige punte. Want as jy nie op die punt kom en dit aanvaar, dan gaan jy altyd dink die Here is kwaad vir jou. Because you are not worthy. En mense is baie keer te trots. En veral daai perfectioniste van
al die mense wat nie 'n fout wil maak. Partykeer te trots en dan sê hulle nee, gefouteer. Kan nie vergewe word. Nee, as jy deur daai proses is, en jy by die Here gekom en hy sê, weet jy wat, is reg, jy het 'n fout gemaak, vergewe jou, spreek jou vry, nie, dink nooit weer aan, verwyder dit ooste van die en die weste van mekaar, dan sê dit, dankie, is dan, walk away, nie meer terug gaan na die pakkie gaan optel, aanvaar dat God jou lief het, aanvaar dat hy jou sonde vergewe, aanvaar, daai ou mens met daai ou hond, dis verby, moet ek nie gaan haal, los dit. Laaste ding, gelukkig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So as jy hierdie goed uit jou hart, al die wonde, al die goeders wat 'n trigger is, alles wat jou opref, alles wat jou ongelukkig maak, alles wat jou seer maak, as jy dit identifiseer, en soos ons nou geleer het, in verskillende fasette, ek weet nie waar lê die ding nie, ek weet nie, is nou hoogpunte wat jy myself moet gaan uitvind, en jy gaan vat dit, dan is die doel van dit is om dit uit jou hart uit te kry, om dit voor hom te gaan bely, sodat hy dit kan genees. Want jy wil 'n rein hart hê. Jy kan nie met al die battle scars wat jy in die lewe jou gee gaan rondloop. Want as jy so deur die lewe gaan jy met 'n gebroke hart deur die lewe gaan. En dan is die trigger net maklik. Want daar is soveel knoppies om te druk. Maar wanneer daai hart genees is, dan kan jy God se teenwoordigheid in jou lewe gaan ervaar. Want as die vyand die knoppies probeer druk, dan kry jy niks reg. Jy kry nie getrigger, want jy is heel. Jou hart is gesond. Jy het nie die dokter nodig. Alright. Hier in die agterkant, dit is nou julle huiswerk. Elkeen all by himself. En dit is nou maar net 'n praktiese manier as jy dalk sukkel om dit te doen of jy die lesing gehoor en jy weet nou nog nie heeltemal lekker wat gaan doen. So, kom ons gaan net vandag deur, maar dit is wat elkeen met hulle self moet doen en asseblief moet dit nou nie weer vergeet nie. Want dit is ons sou daar nie. Kom ons deel met hierdie goed. Skryf jou innerlike seer en onvergifnis op die legale vormpie neer. Met ander woorde, skryf dit neer. Elke ding in jou hart, elke pyn, elke seer. Al is dit 10 jaar terug en dit feature nog, 20 jaar terug, 100 jaar terug. Nou nie op die moment, dan is al die probleem. Maar alright, hoe lang ook al jy leef? Skryf dit neer. Die issue is, en jy voel, dis nog nie uitgesorteer nie. Skryf dit neer. Met ander woorde, kom en plaas dit in die aanspreek nadat jy dit opgesteer het en God gevra het om jou te genees. So, in prakties, moet dit nie net gaan neerskryf opskeer nie. Skryf dit als neer dat jy dit kan sien. En voordat jy dit opskeer, dan begin jy deur te werk volgens hierdie proses wat ons so gesê het. Begin dit bely. Begin dit voor sy voete, tik hom af, begin deur elkeen, as daar een is dit fyn, as daar 100 is, dan gaan jy deur almal dan. Maar as jy klaar is, jy kom by die laaste punt, waar jy dit moet aanvaar, dan vat jy dit, en jy skeer dit op, of jy brand dit, jy smy dit in die asblik, en jy los dit af, dis kom, dis afgaan, jy maak die hart skoon. Met ander woorde, Spreuke 15:13, 'n vrolike hart maak die altyd bly, maar by verdriet van die hart is die gees neerslagtig. Die woord daarvan. So met ander woorde, erken jou seer teenoor God en teenoor jouself. Wat is hierdie emosionele pyn in jou hart? Vergewe elkeen wat hierdie emosionele wonde veroorsaak het teenoor jou en skryf die name van die persone neer
en vra God om jou te help om dit te vergewe. Noem die gedragspatroon in jou lewe wat skeiding maak tussen jou en God. Bely dit en vra voor God en vra vir vergifnis, as ook vir krag om in hierdie swakheid te oorwin. Bid nou deur hierdie hele proses van die saligspreking, begin by arm van gees, bid deur tot by rein van hart, en vra God om jou by elkeen te lei en die belofte wat hy by elkeen gemaak het in jou lewe te vervul. Dan dank jy God dat hy jou bygestaan het en jou siel gered het en bid dat ware geluk in jou lewe sigbaar sal word. So en dan maar net 'n vraag. As jy hierdie saligspreking dan so luister en hoor, soos ons so sê, salig is die wat rein is van hart, aan wat dink jy? In terme van lesings wat ons al behandel het. Ons het dit al behandel. Onthou julle wat ek gesê, daar is klomp goeders, die saligsprekinge verteenwoordig eintlik 'n reeks goeders ook. Dink hierdie nie so heilig maak nie. Hierdie is presies heilig maak. Wees heilig, ek is heilig. Arm van gees, bekering, wedergeboorte. En dan moet jy begin heilig leef. Jy moet jou lewe, jou wil submit onder God se wil. En saam met daai proses, ek weet dis nou saligspreking terug by Nikies, maar deur dit te doen, moet jy begin jou lewe aanspreek. Jy moet nie net jou wil onder God se wil submit nie, maar jy moet begin heilig leef. Met ander woorde, jy moet alles wat nog nie in lyn is met God, jy moet jy in lyn bring. Met ander woorde, jy gaan die goeders begin aanspreek.